Ons dank U vanmôre vir hierdie groot oomblik en geleentheid wat nou vir ons aangebreek het in hierdie diens. Ons dank U vir U dierbaar woord. Ons dank U vir U woord in ons eie taal. Ons dank U, liefdevolle Heer, nog vir die welaangename tyd en die dag van saligheid. Gee ons weer genade vanmôre, is die gebed van my hart, dat vandag wanneer ons U stem hoor, ons harte nie sal verhard nie, maar waarlik saam met die jong Samuel sal sê, spreek Here, U diensknegt, U diensmaagd, luister. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Liewe toehoorder, ek vra u om saam met my te lees uit Lukas hoofstuk 17 en ons gaan begin by die 20ste vers. Lukas 17 vanaf vers 20. My voorlesing sal nog wees uit die ou 1933 vertaling, sodat as dit hier en daar effens anders in u Bybel is, dan sal u ook weet waarom. Lukas 17 vanaf die 20ste vers. En toe hy, dis nou die Here Jesus, en toe hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. En hy sê vir sy disippels, daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die Seun van die Mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir julle sê, kyk hier of kyk daar. Moenie gaan nie en moenie agterna loop nie. Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die Seun van die Mens ook in sy dag wees. Maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die Mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sondvloed gekom en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het dit vuur en swavel van die hemel afgereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die Mens geopenbaar word. En daardie dag moet hy wat op die dak sal wees en sy huisraad in die huis nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot. Elkeen wat probeer om sy siel te red, sal dit verloor. En elkeen wat dit verloor, sal dit in die lewe behou. Ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 vroue sal saam maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom, waar, Here? En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls vergader. Mag die Here sy woord aan ons harte seën. My liewe toehoorder, ek het 2 titels vanmôre vir hierdie boodskap. Die een titel is die koninkryk van God in julle midde. Die koninkryk van God in julle midde. Maar die tweede titel is die verborge woorde van die evangelie. Die verborge woorde van die evangelie. En die rede waarom ek dit die verborge woorde van die evangelie noem, u sal dit baie duidelik sien uitkom in hierdie boodskap vanmôre, is omdat groot kernwaarhede van God se woord het vir ons heeltemal verlore geraak as gevolg van verkeerde vertaling,
en verkeerde vertolking. Nie net het dit vir ons verlore geraak nie, en dis 'n ernstige saak hierdie, maar dit het vir ons heeltemal ander betekenisse gekry as wat God bedoel het. En ons in hierdie tyd waarin ons lewe, is in baie opsigte in ons denke, en in ons godsdiens, en dus ook in ons politiek, op heeltemal 'n verkeerde fundament geskoei, omdat daardie dwaling, daardie misleiding voortspruit uit 'n verkeerde vertolking van die Bybel. Ons westerse nasies, ons blanke nasies, is Christelike nasies, ten minste van oorsprong. As ons nou baie van ons vandag kyk, dan sal ons dit nie meer kan sê nie, want ons is dit net 'n naam. Maar ons is dit nog in tradisie. Ons is dit nog hier diep binne in ons harte. En daarom is ons hele westerse filosofie basies op die Bybel gefundeer. Maar ons het nou gekom by die klimaks van die eeue. En ons het nou gekom by die tyd van afrekening. Ons het nou gekom by die tyd van die afsluiting van die boeke, my broer en suster. En ons het in daardie boeke 'n klomp gruwelike, verkeerde inskrywings gemaak. Dit sal vir u miskien skokkend wees om dit te hoor. Maar hoe eerder u op daardie skok gaan reageer, hoe beter vir u. Want die tyd van afrekening is baie, baie naby. Hierdie groot kolos van die eindtyd, beide weer op politieke en godsdienstige en ekonomiese gebied, het momentum gekry. En u weet self dat as so 'n massa momentum het, wat gaan hom keer? Hy loop alles in sy pad te pletter. Hoe groter die massa, hoe moeiliker om dit te stop of om sy rigting te verander. En dit is die posisie waar ons vanmôre in is. Ek wil dus eerstens met u 'n basiese teks neem om my punt vir u vanmôre te bewys en dit by u tuis te bring. In die 21ste vers, ons sal maar die 20ste ook lees, verse 20 en 21 van Lukas 17, let nou mooi op. En toe hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Want die koninkryk van God is binne in julle. So staan dit hier in my 1933 vertaling, so staan dit ook in ons 1953 vertaling. Met ander woorde, in ons ou Afrikaanse Bybel staan dit so geskrywe. Die nuwe vertaling, alhoewel ek fout vind in baie opsigte met die nuwe vertaling, is daar ook plekke waar die nuwe vertaling goed is. En een van hulle is hierdie geval. Die 21ste vers word in die nuwe Afrikaanse vertaling vertaal as die koninkryk van God is hier by julle. Dis 'n baie groot verskil tussen die koninkryk van God is binne in julle en die koninkryk van God is hier by julle. Wanneer ons na die oorspronklike Grieks toe gaan, dan is die werklike betekenis wat Jesus vir daardie mense gesê het, die koninkryk van God is in julle midde. Ek het altyd vir u gesê, en ek sê dit weer, en ek sal dit altyd herhaal, solank as ek dit nog kan doen. Wanneer u die Bybel lees, moet u die Bybel met u verbeelding lees.
Met andere woorde, u moet ook vir u self die prentjie wat vir ons geskilder word hier in woorde, moet u ook vir u self voorstel na die beste van u vermoë. Nou kom ons doen dit 'n bietjie. Daar staan die Here Jesus met sy klompie disippels by hom. En hy word gekonfronteer soos op so baie ander kere deur die Fariseërs met haat en nait en moord in hulle harte. Hulle was gedurig op die loer om te kyk waar hulle die Here Jesus op 'n woord of 'n daad kon vang, sodat hulle hom volgens die wet van daardie tyd kon vastrek en hom om die lewe bring. Dit was gedurig in stryd. Hier staan die Here Jesus voor daardie klomp moordenaars, my broer en suster, want hulle het hom uiteindelik vermoor. Hier staan hy voor hulle, en volgens ons 1933 en 53 vertaling, en so ook die King James vertaling, die Engelse vertaling, sê Jesus vir daardie mense wie se oë blits van haat en nait, en hy sê vir hulle, die koninkryk van God is binne in julle. Die koninkryk van God is binne in julle harte. My broer en suster, dit kan ons nie waar wees nie. Dit kan nie so wees nie. En dit is nie so nie, want dit is 'n verkeerde vertaling. Jesus het nooit so gesê nie. Jesus het nooit so gesê in die oorspronklike nie. Jesus het gesê, die koninkryk van God is in julle midde. Dis 'n baie groot verskil. Met ander woorde, soos die Nuwe Afrikaanse vertaling sê, die koninkryk van God is by julle. Met ander woorde, julle hoef nie te sê die koninkryk van God is hier of die koninkryk van God is daar nie. Hy kom nie met sigbare tekens nie. Die koninkryk van God is in julle midde. Met ander woorde, julle praat van die koninkryk van God. Julle het hom nooit raak gesien nie. Hy staan al die tyd in julle midde. En dit is ons probleem ook vandag. Nou voor ek daarmee verder gaan en daarop terugkom. Hier is ons volgende dwaling. Deur die eeue, my broer en suster. En daar is 'n duiwelse komplot hieraan verbonde, dwars deur die eeue. Was dit vir ons geleer dat die koninkryk van God is iets onsigbaars? Die koninkryk van God is iets wat net binnekant in 'n mens se hart plaasvind. Wanneer jy jou hart vir die Here Jesus oopgemaak het en hy ingekom het, en dank God, dit is waar. Maar dan sê hulle, die koninkryk van God het in jou hart gekom. En die koninkryk van God is net 'n geestelike iets. Dit is net iets geesteliks wat met jou gebeur. En so word dit vandag die hele wêreld oor gepreek, en van daaruit, soos ek nou vir u verder sal verduidelik, is dit die filosofie wat jou hele vals godsdiens, jou hele humanisme en dit wat daaruit voortspruit met jou liberalisme en uiteindelik jou kommunisme wat vir Karl Marx en Jesus Christus met mekaar verenig en op dieselfde stoel laat sit en sê dat die kommunisme is die beste en die suiwerste eksponent van die Christelike leer op aarde. So ver het dit selfs gegaan. En daarom vandag dat daar selfs 'n Christelike halssnoer rondom jou nek ook gehang kan word en aan die brand gesteek kan word, omdat dit gedoen word vir die koninkryk van God, wat kwansuis dan geregtigheid is. Hey broer en suster, dit is heeltemal verkeerd. Die koninkryk van God, sekerlik my broer en suster, as jy aan 'n koninkryk behoort, sekerlik moet jy getrou wees aan die koning. Sekerlik moet jy getrou wees aan die staat. Sekerlik moet jy nie hoogverraad pleeg nie. En sekerlik as jy 'n goeie burger is van die land en dit is 'n goeie koning, moet jy bereid wees om jou lewe af te lê vir daardie koning. Dit is waar. Maar my broer en suster, die koninkryk van God is 'n tasbare en 'n fisiese entiteit. Die koninkryk van God, my broer en suster, is gevorm rondom God se volk. God se Israel volk hier op aarde.
God se volk is die koninkryk van God op aarde, en Jesus is die koning van daardie volk. God het vir Dawid 'n ewige koninkryk beloof. Ek wil tog vir u in 2 Samuel hoofstuk 7 wil ek tog vir u net 'n paar verse lees. 2 Samuel 7, dit is waar Dawid vir God die tempel wou bou, en waar die Here vir Dawid gesê het, Dawid, jou hande is te vol bloed, jy kan nie vir my 'n tempel bou nie, maar God het met Dawid 'n verbond gemaak. Ons lees in 2 Samuel 7 vers 10, dit is nou nadat God vir Dawid 'n ewige koninkryk beloof het. Nou antwoord Dawid in gebed daarop, en hy sê, 2 Samuel 7 vers 10, tenminste God praat eers met Dawid, en ek sal vir my volk Israel, ek sal vir my volk Israel, my broer en suster, dit is 'n letterlike volk, waarvan u en ek vandag die nakomelinge en die afstammelinge is, en ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan woon, en nie langer verontrus word nie, en kwaaddoeners sal hom nie meer verdruk nie, soos vroeër. En dan gaan daar nog beloftes aan, dan kom ons by die 13de. Hy sal vir my naam, dis nou die seun wat die Here vir Dawid sal verwek, hy sal vir my naam 'n huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Dis nie 'n denkbeeldige troon nie, dis nie 'n geestelike troon nie, dis 'n letterlike troon. Onthou, die Here Jesus sê, die koninkryk van God is in julle midde. Vers 16, en jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vasstaan tot in ewigheid. Volgens hierdie woorde en volgens hierdie hele gesig, so het Nathan met Dawid gespreek. Nou antwoord Dawid tot God, vers 23. En wie is soos u volk, soos Israel? So Dawid noem vir Israel God se volk, soos dit op so baie plekke in die Bybel genoem word. En met hierdie volk, my broer en suster, het God 'n ewige, onvoorwaardelike en 'n onherroepelike verbond gemaak. Waar is daardie volk dan vandag? Ons glo, ons is deel daarvan. En wie is soos die volk, soos Israel, in enige nasie op die aarde, wat God vir hom as 'n volk gaan verlos het, en om vir hom 'n naam te maak, en om groot dinge te doen vir julle en vreeslike dinge aan u land, voor u volk uit wat u verlos het, vir u van Egipte, van die heidene en hulle gode. En u het u volk Israel vir u bevestig, luister, en u het u volk Israel vir u bevestig as 'n volk vir u tot in ewigheid. En u Here het vir hulle 'n God geword. Laat dan nou, Here God, die woord wat u oor u knegt en oor sy huis gespreek het in vervulling gaan tot in ewigheid, en doen soos u gespreek het. Dink ek lees net nog so eentjie. Sodat u naam kan groot wees tot in ewigheid, deurdat hulle sê, die Here van die leerskare is God oor Israel, en die huis van u knegt Dawid sal voor u aangesig bestendig wees. Want u Here van die leerskare, God van Israel, het die oor van u knegt geopen en gesê, ek sal vir jou 'n huis bou. Daarom het u knegt vrymoedigheid gevind om hierdie gebed tot u te bid. Die laaste vers, laat dit u dan nou behaag en seën die huis van u knegt, sodat dit vir ewig voor u aangesig kan wees. Want u Here het dit gespreek, en deur u seën sal die huis van u knegt vir ewig geseënd wees. Nou kom ons by Lukas hoofstuk 1 met die geboorte van ons Here Jesus. En ons kom by die woorde wat die engel met Maria gespreek het toe hy die geboorte van Jesus aangekondig het. En ons lees in Lukas 1 vers 31. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob.
tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen end wees nie. My broer en suster, dit is die koninkryk waarna die Fariseërs vir die Here Jesus gevra het, en dit was sy antwoord. Die engel sê vir Maria, die Here God sal aan hom gee die troon van sy vader Dawid. My broer en suster, toe die engel met Maria daardie woorde gespreek het, toe was die keiser van Rome nog op die troon van die destydse bekende wêreld. En dit was 'n letterlike troon, nie waar nie? Die troon van die Caesars, van die keisers, was nie 'n geestelike troon nie. Daar in Rome was dit die plek waar elkeen hom sou kon sien en waar baie voor gaan neerbuig en neerkniel het. Nou net so letterlik soos die troon van die keiser was toe die engel hierdie woorde gespreek het, net so letterlik was Dawid se troon. Die Here God sal aan hom gee die troon van sy vader Dawid. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. My broer en suster, Jakob was en is en sal altyd wees die letterlike 12 stamme van Israel. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Dis 'n fisiese, letterlike troon, dis 'n fisiese, letterlike volk. Maar die verkeerde lering en die verkeerde vertolking het daar die troon vergeestelik en het daar die volk vergeestelik. Daar die troon weggevat van sy fisiese aspek en hom hier binne in mense se harte kom plaas. Hulle het die huis van Jakob, wat 'n letterlike volk was, wat soos ons gesien het, waar Dawid gesê het, waar is daar so 'n volk soos Israel? In enige nasie in die wêreld, en u is daar die nasie se God. Het die prediking gekom, my broer en suster, kort na die dag van Pinkster. En as jy in die kerkgeskiedenis deurgaan, het die prediking daardie identiteit van die huis van Jakob gevat en hom omgeswaai en hom 'n geestelike identiteit gemaak vir alle nasies en alle volke. En daar kan u al klaar die basis en die fundament sien van ons absolute verwarring en dwaling wat die wêreld vandag in verkeer. En ons is op die tyd waar die boeke afgerond moet word en waar antwoord gegee moet word, want die koning is op die punt om terug te kom. Die onveranderlike koning, my broer en suster. Die skrywer aan die Hebreërs sê, Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Halleluja! God sê in Maleagi 3 vers 6, sê ek is die Here, ek verander nie. Daarom is julle seuns van Jakob nie verteer nie. God kom om rekenskap te eis daarvan. Die magte van die hel is saamgespan om hierdie woorde tot niet te maak en vir God tot leuenaar te maak, en God se volk, ook vir u en vir my as die deel daarvan, en die fokus is vandag op Suid-Afrika om God se volk uit te wis met brute uitwissing as hulle dit kan regkry, of met verbastering of met albei. En wat word die meeste gebruik? Die kerk word gebruik. En my broer en suster, hartseer soos dit is, die Bybel word gebruik om juis 'n karikatuur te maak van die woord en die beloftes van God. Ons gaan net vir 'n oombliekie terug, my broer en suster, waar Jesus vir daardie Fariseërs sê, sal nie nodig wees vir julle te wees om te sê, kyk, die koninkryk van God is hier, of die koninkryk van God is daar nie. As julle dit wil raak sien, sê Jesus met andere woorde, julle hoef nie rond te kyk nie, die koninkryk van God staan hier by julle. Dit was 'n klein kernkie, dit was 'n klein nucleus op daardie oomblik, maar daar het die koning gestaan, koning Jesus. Op daardie oomblik in sy dienskneg gewaad, reg genoeg. Op daardie oomblik in sy vernederde toestand, reg genoeg.
Want in hierdie groot Godsplan, my broer en suster, moes daar versoening gebring word vir God se volk se sondes. Daar moes die offerlam, die paaslam, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, moes eers geslag word. Hy moes eers aan die kruis sterwe om Israel, ook u en my se harte te verander. Want wanneer hy kom om te regeer, kom regeer hy oor 'n rein, soos ons ook vanmôre gehoor het in die uitleg van tale, oor 'n rein en 'n toegewyde volk, my God, my broer en suster. U kan tog, dit is tog baie logies. U kan tog nie dink na al die smarte en ellende van die eeue en al die smarte wat vir ons voor die deur staan, en wanneer koning Jesus dan kom, dat hy weer met 'n klomp sondaars gaan beginne nie. Gaan dit dan weer 6000 jaar neem? Gaan dit dan 'n tweede Golgotha neem, my broer en suster, om dinge weer te verander? Nee, my broer en suster, dis die eindtyd. Dis die tyd van afrekening, hierdie. En daarom sal ook hierdie loutering wat u en ek moet deurgaan, as ons wil luister na die stem van God, as u wil luister na hierdie boodskap vanmôre. En ek wil vir u sê, as u nie vanmôre wil luister nie, dan sal u eendag moet luister. Want God se woord sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hierdie Jesus die Here is, die koning is. Die dag is naby, my broer en suster, wanneer vriend en vyand, gelowige en ongelowige, belydende en godloonaar, die koning sal sien kom op die wolke in majesteit en heerlikheid, en die scepter in sy hand om sy heerskappy te kom aanvaar. En net diegene wat rein gewas is in die bloed van die lam, net diegene wat in die oorwinning staan, sal saam met hom regeer in daardie heerlike koninkryk. Die Here sê, julle hoef nie te soek nie, julle hoef nie rond te kyk nie, julle klomp fariseërs. As julle maar net wou sien, as julle oë nie so benewel was deur haat en vals lering en vooroordeel nie, sou julle besef het, die koning is al die tyd besig om met julle te praat. Die koninkryk is in julle midde. Hier staan die koning. Op daardie oomblik is sy kern baie klein, net 'n paar disippels rondom die Here Jesus. Dis die koninkryk. Hy's al die tyd in julle midde en julle sien hom nie raak nie. Hoe baie sien hom nie raak vandag nie, my broer en suster. Jesus het op 'n ander geleentheid gesê, moenie vrees nie, klein kuddetjie. Dit is julle Vader se welbehae om aan julle die koninkryk te gee. Ja, my broer en suster, daar is 'n heerskappy vir God se volk aan die kom. Maar net voordat ek 'n stapie verder met u gaan, kan u nou sien, hoe kon Jesus vir daardie klomp moordenaars in die oë kyk en sê die koninkryk van God is binne in julle? En voortspruitende uit daardie verkeerde vertolking, hoe kan daar vandag gesê word van 'n tutu en 'n boesak en al hierdie vals priesters, die koninkryk van God is binne in julle? En dit is wat hulle vir hulle selfs opeis. Geen wonder nie, my broer en suster, dat die evangelie, die Christelike geloof, het 'n bespotting geword. Daar is baie opregte mense vandag wat nie meer kerk toe gaan nie. Hulle sê ons is heeltemal in verwarring. Ons is heeltemal deur mekaar, ons Bybels het vir ons nou geen betekenis nie. Want ons lees een ding en ons hoor daardie ding in die prediking, maar hier diep in my hart sê 'n stem vir my iets anders. Maar ek weet nie wat daai stem is nie. Ek kan hom nie verklaar nie. Broer en suster, daardie stem is die stem van u identiteit. Daardie stem is die stem van u werklike Israel wees, wat in u hart opklink, maar u is verkeerd geleer en daarom weet u nie hoe om dit te interpreteer nie. Maar my broer en suster, kom ons gaan met u net nog 'n entjie verder. Hier's wonderlike dinge wat vir ons hier geleer gaan word.
Hier in die 22ste vers, nadat die Here Jesus nou gesê het, julle hoef nie rond te kyk nie, julle hoef nie te soek nie, die koninkryk van God staan al die tyd tussen julle. Die koning is besig met julle te praat en julle sien dit nie. Sê hy in vers 22, en hy sê vir sy disippels, daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. Daar sal dae kom dat julle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. Het jy al baie keer gewonder, hoekom die Here Jesus op so baie plekke en in so baie gevalle die seun van die mens genoem word? Ons weet hy word op baie plekke die seun van God genoem. Maar ook op baie plekke die seun van die mens. Luister, as u dit nie weet nie, hier kom die volgende wonderlike openbaring vir u. Maar dit skakel absoluut in een met die koninkryk van God staan tussen julle. U onthou, my broer en suster, die mens, Adam. Toe God die mens gemaak het, toe het God aan hom heerskappy gegee. God het aan hom heerskappy oor sy ganse skepping gegee. En God het vir hom gesê, regeer, seun van die mens, seun Adam, want Adam beteken die mens. Adam, eerste seun van die mens, regeer. Wees jy my onderkoning, ek is die opperkoning, en God sal altyd die opperkoning bly. Dank God daarvoor, my broer en suster, hy sal altyd die laaste sê hê. Daarom ook vir u en vir my vanmôre, laat ek maar weer vir u herhaal, Maleagi 3 vers 6 sê, ek is die Here, ek verander nie. Daarom is julle seuns van Jakob nie verteer nie. Omdat God self nooit sal afstand doen van sy ewige, algehele troon nie, is ons waarborg daarin gesetel. Maar toe God vir Adam gemaak het, die seun van die mens, toe het hy aan Adam absolute, soewereine heerskappy gegee oor sy ganse skepping. En ook oor homself. Adam kon vir hom besluit net wat hy wil. Luister my broer en suster, u moet 'n baie goeie studie maak, en is nie ingewikkeld nie, u moet maar net daaroor dink. U moet daaroor dink oor 'n soewereine wil. U moet daaroor dink dat as iets onvoorwaardelik gegee word, wat dit beteken. As u iets aan iemand gee, en u het enigsins nog 'n sê daaroor, was dit nie onvoorwaardelik nie. God het vir Adam onvoorwaardelike heerskappy, 'n onvoorwaardelike vrye wil gegee. En met daardie vrye wil het hy homself gaan onderwerp aan die duiwel. En die duiwel het Adam se plek geneem in hierdie wêreld. En die duiwel het die god van hierdie wêreld geword. Ek kan vir u baie skrifte gee, maar ek wil graag my tema klaarmaak. Die duiwel het die god van hierdie wêreld geword. En omdat Adam mens was, moes daardie heerskappy alleen deur 'n mens teruggekry word. En daar was net een wat dit kon doen. En dit was die seun van God, wat kom mens word het. En daarom is hy genoem die seun van die mens. En as die seun van die mens, moes hy betaal vir wat die mens gedoen het, wat Adam gedoen het, wat u en ek gedoen het. Hy moes as mens, moes hy u versoekings en u swakhede, moes hy in hom voel. Daarom sê God se woord, dat hy is in alle dinge versoek, net soos ons, uitgeslote die sonde. Dit was die enigste mens, die mens Christus Jesus, was die enigste mens, wat nie geval het vir die versoeking en die verleiding van die duiwel. Elkeen van u en ek, ons het almal geval. Hoe sou ons ooit uit daardie ellende uitkom? Hoe sou ons ooit versoen raak met God?
Ek is magteloos in my eie situasie. Iemand moes kom mens word en my daar uithaal. Maar onthou, dis nie net wat die versoeking betref nie, dis die negatiewe. Die positiewe is dat hierdie mens was bestemd om onder God koning te wees oor hierdie aarde. Hier is jou koninkryk alweer. Hy moes koning wees. Dus, nou kom Jesus, die seun van die mens. Hy kom sterf aan die kruis. Hy oorwin die dood. Hy staan bo aan die sonde uit. Satan kon hom nie kry nie. Satan het sy beste gedoen. Hy sê vir hom, as jy die seun van God is, en Jesus was honger na 40 dae. Hy sê, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klip om te verander in brood. Was jy al op die randjie om dood te gaan van honger? Wat sal jy doen vir 'n stukkie brood? Miljoene krap vandag in vuilgoedblikke rond en eet goed wat hy nooit aan sou gedink het om te eet toe dit goed gegaan het. Wat sal jy doen vir 'n druppel water? Satan het 'n goeie kans gehad, maar die seun van die mens het gesê, dit staan geskrywe. Halleluja. Hy vat hom op 'n hoë berg. Hy sê vir hom, ek gee vir jou al die koninkryke van die aarde, want dit behoort aan my. Waar het hy dit gekry? Hy het dit by die eerste seun van die mens gekry. Hy sê, ek gee vir jou dit alles. Val net neer en aanbid my, dis al. Dink 'n bietjie, Jesus het geweet, daar lê vir hom 'n Golgotha voor. Ons gaan vanmôre aan die tafel van die Here sit om dit te gedenk. Daar lê vir hom 'n Golgotha voor. Daar lê vir hom die bespuwing en die bespotting van die skuim en die gespuis van Jerusalem voor. Daar lê vir hom die gelag en die gespot van Satan self en sy demone daar rondom die kruis. Daar dieselfde klomp fariseërs wat die kerke vir ons sê en die predikers vir ons sê, Jesus het vir hulle gesê, die koninkryk van God is binne in julle. Daar dieselfde gespuis sal vir hom die tong uitsteek, sal die kop skud, sal met ons spot en sê, toe nou, kom nou af van die kruis af, dat ons kan sien as God in jou behaag het. Dink jy, my broer en suster, as ek dit maar menslik mag stel, dat dit in die klere van Jesus maar net gaan vassit het? Dit het tot in die diepste van sy wese gegryp. Hy het gesê, Satan, dit staan geskrywe, jy moet die Here jou God aanbid, en hom alleen moet jy dien. Satan het dit nie reg gekry. Hy vat hom bo op die top van die tempel. Hy sê vir hom, spring af, want God het gesê, en nou gebruik Satan skrif self. En dit is die probleem vandag. Dis met skrif wat ons elende gekom het. Dis met die prediking uit die Bybel uit. Broer en suster, liewe toehoorders, ek sê vanmôre groot dinge. Maar ons is in 'n krisistyd. Jy moet die waarheid hoor. Hy sê, dit staan geskryf in die Bybel. God sal sy engele stuur om jou op die hande te dra, en jy sal jou voet nie aan 'n klip stamp nie. Jesus sê, Satan, dit staan geskrywe, jy moet die Here jou God nie versoek nie. En so het hy dit oorwin aan die kruis, in die tuin van Getsemane, my broer en suster. Bid hy 3 keer. Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie my wil nie, maar u wil geskied. Kyk, my broer en suster, dit het gegaan om 'n beginsel. En luister vanmôre, God het met ons daaroor ook gepraat in die uitleg van tale. Die Here het dit wonderlik bevestig. Dit gaan om 'n beginsel van gehoorsaamheid. U en ek as mense sal nooit kan besef wat dit vir die Here Jesus gekos het om daardie beker te ledig nie. Want in daardie beker was al die hoereerdery van Israel ingegooi, al die moorde, al die bedrog, noem die sondes wat jy wil, die drek van wat gevloei het uit die eerste seun van die mens se oortreding, was gegooi in daardie beker. En Jesus moes daardie beker drink. Dit was die enigste uitweg. En hy as die seun van die mens, volkome mens, het daarvoor gesidder en teruggeduins. Maar hy het die oorwinning behaal, hy het gesê, Vader,
As dit dan nie anders kan nie, U wil geskied. So, daarom moes hy die seun van die mens wees. Maar nou die positiewe kant, maar ook as die seun van die mens, moes hy uiteindelik, net soos die eerste seun van die mens, weer die koning van hierdie aarde word. Die koning van hierdie aarde. En dit is waaroor hy nou verder praat. Want Satan is nou die koning. Satan gaan rond, my broer en suster. Daar word vir ons gepredik en dit word deur groot organisasies geglo dat ons is nou in die 1000-jarige vrederyk. In die wêreld het alles behalwe vrede. Daar word vir ons gepredik dat Satan is nou gebind. As die Satan ooit aan die gang en bedrywig was, dan is dit vandag. Dus ons kan sien, dit is nie so nie. Satan is die god van hierdie wêreld. En om te verhoed dat die seun van die mens, die tweede Adam, die koningskap in die hande kry, sal hy liewer die mensdom vernietig, as om dit toe te laat. En dit is waarmee u en ek vandag te doen het. En dit is wat vir ons voor die deur staan. Ek wil vir u weer eens sê, die van u wat na my middernagdiens geluister het, en broer en suster, dit het vir my diep inspanning voor God gekos om dit te sê. Maar ek sê dit vir u weer, daar lê vir u, vir hierdie land van ons, en vir die wêreld, verskriklike dinge voor. En baie daarvan nog in hierdie jaar, wat nou net so pas begin het. Want die stryd gaan hierom. Nou goed, hierdie tweede Adam dus, hierdie seun van die mens, is niemand anders as die Here Jesus nie, en nou kan u sien waarom hy die seun van die mens is. Maar luister nou mooi, u het iets nie opgemerk nie. Ek sal seker van u dit nie opgemerk. Kom ek wys dit vir u in daai selfde vers. Hy sê vir sy disippels, daar sal dae kom, wanneer julle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. Die dae van die seun van die mens. Wat is dit? Dis 'n spesiale moment wat ek nou vir u verder sal sê. Maar laat ek net eers vir u 'n bekende skrif lees, en in verband met wat u nou alreeds gehoor het. Ongelukkig moet ek nou feitelik klaar maak, dit is jammer. In Jesaja 9 verse 5 en 6 lees ons: want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. Die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy. Heerskappy is regeringskap, is government. Die Engelse Bybel sê ook, the government shall be upon his shoulder. Die heerskappy, tot vermeerdering van die heerskappy, tot vrede sonder einde op die troon van Dawid, en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Nou maar goed, nou sal ek ongelukkig 'n bietjie vinniger moet gaan as wat ek graag sou wou. Vers 23, ek sal nou vir u die dae van die seun van die mens verduidelik. En hulle sal vir julle sê, kyk hier of kyk daar, moenie gaan nie en moenie agterna loop nie, want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Die dag van die seun van die mens, die dag van die seun van die mens. Maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. Dit is geskiedenis. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink ensovoorts, getrou en 'n huwelik uitgegee en nie geweet nie, totdat die vloed gekom het en hulle weggeneem het. Nou my broer en suster, laat ek dan maar vir u vinnig verduidelik. Vers 24, want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Die finale dag van die seun van die mens is wanneer die seun van die mens, die Here Jesus, die tweede Adam, op hierdie aarde weer gaan regeer. Dan sal dit sy dag wees. Ons praat tog algemeen, dis die dag van die heiden, dis jou dag.
Met ander woorde, dis jou dag wanneer jy in beheer van sake is, die dag van die seun van die mens. Maar hierdie dag van die seun van die mens is ook 'n proses wat sal oploop na daardie heerlike dag. En as ons nou na die profete kyk, dan sien ons wat gaan gebeur in die dag van die seun van die mens. Satan sal sy uiterste doen om Israel te vernietig, deur uitwissing, of deur verbastering, of albei. En God sal uiteindelik tot die stryd toetree. Daar sal baie duidelik kernbomme op hierdie aarde val. Dit sê die werke van die aarde sal aan die brand slaan, soos die weerlig wat skyn van die een end van die hemel tot aan die ander. Dit kan niks anders as 'n flitsontploffing van magtige grootte en omvang wees. Maar in daardie dag van die seun van die mens, wanneer Satan sy uiterste gaan doen om die mensdom uit te wis, dan sal koning Jesus kom op die wolke van die hemel in groot majesteit en heerlikheid. En die nasies van die aarde sal rou bedryf, want hulle sal besef al hierdie dinge was al die tyd waar. En dan kom hy om te kom sit op die troon van sy vader Dawid. In daardie tyd sal u en ek, die van ons wat oorbly, nie maklik om dit te sê, nie, baie van ons gaan sterwe, sien dat jy gereed is om jou God te ontmoet. Ek het baie skrif daarvoor. Maar die van ons wat oorbly, my broer en suster, en gereed is, sal die koning tegemoet gaan in die lug. En dan sal die Satan gebind word vir 1000 jaar, en koning Jesus sal kom sit op die troon van sy vader Dawid, en hy sal kom koning wees oor die huis van Jakob vir 1000 jaar. Vir 1000 jaar sal hy sy vyande wat nog oorgebly het onder sy voete stel, en hierdie ou aarde uit sy gemors en uit sy verplettering oprig, en hom weer herstel in sy paradys toestand. En wanneer hy klaar is as die seun van die mens, dan sal hy die koninkryk teruggee aan die Vader, sodat God kan wees alles en in almal. En dan sal die eindelose eeue van absolute volmaaktheid voortrol tot in alle ewigheid. En ons Vader sal in ewigheid nodig hê om aan die wat saam met hom is, sy heerlike skepping te openbaar. Daar word nog van tyd tot tyd nuwe heelalle ontdek. Dit verbuister jou, dit word gepraat van miljoene ligjare wat heelalle ver is. Hoe lank gaan dit ons nie neem om saam met ons Vader sy wondere te aanskou en te bewonder, en nog opgeleid te word en verder gevoer te word in sy heerlikheid? Maar die seun van die mens moes kom om dit wat die eerste seun van die mens, ons band is ongelukkig klaar, verbrou het, as ek het so mag sê, te herstel. Waar is u keuse vanmôre? Ek sluit af. Miskien gaan ek nou 'n paar van u baie kwaad maak, maar dis nie my bedoeling. U kan aangaan in u trots, u kan aangaan in u tradisie as u wil, u kan aangaan met u vals leerstellings as u wil, maar ek vra u, tot u eie bevrediging van u hart, is u tevrede met u verklaring? Is u tevrede met u leerstelling? En as u nie is nie, dit gaan u 'n prys kos. Dit gaan u 'n prys kos om 'n verandering te maak. Maar dit gaan u 'n groter prys kos as u die verandering nie maak nie. God laat hom nie bespot nie. Hier is die kompas. Hier is die padkaart. Hier is die woord. Hy's verdraai. Hy's in baie opsigte verkeerd vertaal. Baie opsigte met voorbedagte rade. Het nie baie tyd oor nie. Maak werk van die saak. God seën u en skenk u sy genade in Jesus naam. Amen. Kom ons staan. Kom ons staan vir 'n oomblik. Liewe vriende,
baie dankie. O my God, baie dankie. Ons het nie woorde om U te loof en te prys en te dank vir hierdie dierbare ou woord nie. O my God, ons het U woord lief. En dierbare Here, ons wil dit weer vanaand diep in ons harte opneem. En ons wil ons selfs daarin verbly. En o dierbare Here, ons wil vanaand opnuut, Here, tot daardie vaste geloof kom, dat wat geskrywe is geskrywe. En daar sal nie een lettertjie op die grond val nie. Dierbare Here, kom seën U woord vanaand en word U daarin verheerlik. Kom plant dit in elke hart, my God. Kom neem weg al die ou vraagtekens, al die ou redenasies. Here, gee ons genade om in kinderlike eenvoud te sê, maar dit staan geskrywe, en daarom glo ek dit, en daarom staan ek daarvoor, in Jesus naam. Amen. My broer en suster, ek wil hê jy moet saam met my lees vanaand uit 2 Petrus, die eerste hoofstuk, en ons lees saam uit die eerste hoofstuk vanaf die eerste vers. Moet nou maar nie bekommerd wees omdat ek nie my bril het nie, ek het hom by die huis vergeet, maar ek sal lees. Prys die Here. 2 Petrus hoofstuk 1 vanaf die eerste vers. Simeon Petrus, 'n dienskneg en 'n apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onsse God en Verlosser Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus onsse Here. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Waardeur hy ons die grootste en dierbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle ontvlug het die verdorwenheid wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis. En by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Ek hou nie daarvan om te onderbreek nie, ek is jammer, ek weet dit is lastig, maar ek wil tog hê, want ek sal dalk nie die kans kry om dit te herhaal nie. Ek wil hê, jy moet mooi daarop let, ons deel. Dis nie dele hierdie wat nou sommer net uit die hemel uitval nie, as ek dit so mag noem nie. Kyk wat ons moet doen, julle moet dit byvoeg, julle moet dit doen, julle moet dit doen, en as julle dit doen, dan sal julle nooit struikel nie. Vers 8, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan maak dit dat julle nie ledig of onvrugbaar is in die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle des te meer jul beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. En so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Daarom sal ek nie naalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vas staan in die teenwoordige waarheid. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek. Omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Want ons het nie verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag
en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem na hom gekom het van die luisterryke heerlikheid. Dit is my geliefde seun in wie ek in welbehaag het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Is dit nie 'n lieflike en 'n pragtige woord nie? Mag die Here dit ryklik aan ons harte seën, my broer en suster. Ek wil vir u weer vers 19 herhaal. En ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Die profetiese woord wat soos 'n lamp skyn in 'n donker plek. My broer en suster, ek wil vanaand met u praat oor die profetiese woord. Ek wil met u daaroor praat omdat ek glo ons lewe in die belangrikste tyd van die vervulling van die profeseë van ooit. Nog nooit was daar so 'n tyd van die vervulling van die profeseë soos vandag nie. En daarom is dit vir ons baie belangrik om baie noukeurig aandag te gee aan die profetiese woord. Vir ons baie belangrik dat ons daarvoor respek sal hê, dat ons dit sal ondersoek en dat ons sal kyk hoe dit rondom ons vervul word en dat ons onsself daarop sal instel. Daar word baie gesê. Ek luister baie na geleerde uitsprake. En dit word dikwels dit gesê deur mense met baie groot mensetitels agter hulle name, dat ons nie veel aandag moet gee aan die profeseë nie. Dat die profeseë min of meer vir hulle tyd geskrywe is en die meeste van hulle ook in hulle tyd vervul is. Dat 'n profesie, my broer en suster, 'n soort van 'n godspraak is wat deur die profete, wat God deur die profete gespreek het om die mense van hulle tyd waarin die profete gelewe het aan te spreek en aan te maan. So ook in die gawes van die Heilige Gees, waarvan 'n woord van profesie een van die 9 gawes is, en waar dit dan verklaar word en gesê word dat daardie woord van profesie is eintlik prediking. Dit is geïnspireerde prediking. Maar my broer en suster, hierdie profetiese woord wat hiervan gepraat word is baie duidelik 'n profetiese woord waar God lank vooruit vir ons sekere dinge baie duidelik in sy woord gesê het, want God het geweet dat daar donker tye sou kom en dat hierdie profetiese woord 'n lamp sou wees om in 'n donker plek te skyn. Net soos ons vanaand in hierdie saal is. En as hierdie lampe afgeskakel moet wees, dan sal ons hier in pikdonker gehul wees. En ons sal natuurlik al die nadele van die donkerheid hê. Ons sal nie weet waar om te loop nie. Ons sal mekaar nie sien of herken nie en baie van die ander dinge. Ons het in die donkerte ons 'n lamp of 'n lig nodig. U sal met my saamstem, as daar ooit 'n donker tyd in die wêreld was, dan is dit vandag. En daarom het ons 'n lamp en het ons 'n lig nodig. En God se woord sê, ons het die profetiese woord wat baie vas is. Met
Andere woorde, ons kan daarop reken en ons kan daarop staan. Want daardie profetiese woord sal vir ons skyn soos 'n lamp en soos 'n lig in 'n donker plek. Ek lees vir u weer verse 19 tot 21, want hulle loop aan een. En ons sê die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. My broer en suster, as ons dan die profesieë bestudeer, dan sal ons vind dat elke profesie op sy eie gebied en volgens sy eie meriete het 'n spesiale boodskap vir 'n spesiale tyd en vir 'n spesiale geleentheid. En ek is daar seker van, ons hoef nie baie groot teoloë te wees of vanaand met mekaar saam te stem nie. Ons lewe in 'n spesiale tyd, 'n baie, baie spesiale tyd, meer spesiaal as wat ons ooit kan besef. Maar om vir u 'n bietjie te wys dat God se profetiese woord wonderlik, heerlik ter sake is en dat dit werklik bedoel is soos dit sê om 'n profetiese woord te wees, wil ek vir u 'n paar bewyse gee uit die skrifte. Ek wil byvoorbeeld vir u uit die geboorte van ons Here Jesus 'n paar skrifte wys wat by u baie goed bekend is, en dan vir u daarop aandagtig maak dat hierdie woorde wat die profeet in sy tyd as 'n profesie uitgespreek het, van 700 tot 1000 jaar, 700 tot 1000 jaar voor die geboorte van die Here Jesus uitgespreek is. En dat toe die Here Jesus gebore is, het dit presies so uitgekom. Ons kyk byvoorbeeld na Matteus hoofstuk 2, verse 1 tot 6.